U luister na Storytyd saam Stella, aangebied deur Estel Rousseau. Jy is ingeskakel op Storytyd saam Stella en jy kuier saam met my, Estel Rousseau, op hierdie heerlike Vrydagoggend, die eerste Vrydag in Julie 2026. Nou ja, kyk, Hemel, ek sê vir julle, ek dink ons het die koudste nag beleef nog. En ek moet sê, ek het lanklaas so koud gekry, sommer reg deur die nag. My neus se punt het aanhou koud wees en nou ja, teen 5:00 toe gee ek nou maar op en ek staan op en ek kom doen die beste wat ek kan. Sit die ketel aan en maak vir my daai lekker eerste koppie koffie. Ek hoop jy het al daai lekker eerste koppie koffie van jou al gehad. Ek sit nou hier voor en ek lees toe so 'n stukkie wat ek op afkom van 'n baie bekende persoonlikheid wat menige, ek dink hoeka Vrydag-aande se lag en plesier verskaf het. Miskien as ek hierdie kenwysie speel, dan gaan die ouens wat dit altyd ook saam gekyk het dalk weet waarvan ek nou praat. Luister 'n bietjie. Nou ja, wie het nou al teen hierdie tyd geraai? Spies en plesier met permissie. Dit is natuurlik oom Jan Spies waarvan ek praat. So lees ek 'n ou stukkie hier op 'n blad genaamd Vriende van NALN. Nou, ek sal 'n bietjie later of aan die einde vir julle sê waarvoor daardie NALN staan. Maar eers wil ek vir ons 'n stukkie lees hier van oom Jan Spies. Jan Spies wou op 'n stadium predikant word en kleinseun sit ook hier langs my, Elian. Sjoes. Daar's hy. Jan Spies wou op 'n stadium 'n predikant word. Toe word hy 'n storieverteller, 'n koerantredakteur en boer met 'n stuk of 10 motors, 'n ligte vliegtuigie en die ganse land wat luister as hy begin gesels, skryf André Leroux, na 'n kuier by die boebaas verteller Johannes Petrus of dan nou Jan Spies, gebore Junie 1936 en oorlede 4 Januarie 1996. En dit was nou in die destydse Suidwes, hierdie stukkie geskryf in 1987. Jan Spies vertel, ek het tog so 'n stem op skool. Dis nou op Stambriet, daar in Mariental se wêreld en Windhoek. As ek gespot oor my stem jare lank. Ek het oor my stem 'n vreeslike selfbewustheid gehad. Ek dink my manier van praat het ek as kind gekry by ons bure, die Vogese, wat van Namakwa-land was. Daardie jare kon nou vertel en kon nou gesels. Ek was as kind 'n tandeteller. Die ander kinders speel, daar sit ek in die geselskap. Ek was 'n vreeslike lomp kind. Ek het liesbreek gehad en mag nooit gespeel het nie. Ek mag nie boom geklim het nie, tot ek so 5 jaar oud was, het ek 'n breukband gedra. Met ander woorde, ek het nooit geleer handig en voete word nie. Ek is handig en ek is voetig, maar ek is nie die twee bymekaar nie. Die soort sport waaraan ek kon deelneem, is die waarin daar 'n vernuf bykom, so skuifskiet byvoorbeeld. Ons behoort mos nou darm aan 'n rugby spelende volkie. Die ou wat nie rugby speel nie, is nie heeltemal die man nie, of 'n man nie.
Ek kon nie rugby speel met 'n breuk nie en met my oë. Hy kon nie rugby speel met sy breuk nie, maar met sy oë. Ek kon nooit 'n bloody bal sien nie, skryf oom Jan. Ek het my liewer besig gehou met skilder, met lees en sulke soort van goed. Oor sy skryfstyl sê hy, ek praat altyd met die een oor op daardie mense by wie ek leer praat het. Op tikkies rondom 1985 het ek 'n prys gewen met 'n storie oor hoe my pa ons eerste karakoolvelletjies gaan verkoop het. 'n Storie kon ek self nie maak om die dooie dood nie. Ek was totaal bloody dom. Toe na jare het Morkel van Tonder my op aanbeveling of onder dwang van sekere van my kollegas by die universiteit, die RAU, waar hy sy doktorsgraad in letterkunde gekry het, aangekrap om vir hom op monitor stories te vertel. Toe sê ek sal 'n paar goed skryf, maar jy moet 'n ander man kry om op monitor stories te vertel, want ek het nie die stem nie. Toe sê hy nee, jou stem. So maak ek toe 4 goed, waarvan die laaste storie in Pille en Servette nou die eerste een was wat ek uitgesaai het. Die gedeelte oor die donkie met die springbok. En Morkel het gesê, maak nog. Ek ken 'n wenner as ek hom sien. Ek moes stories maak en toe die ding gebeur, laat ek agtergekom het, hoe maak jy 'n storie? En vandag is dit nou nie 'n probleem nie. Die meeste stories kry beslag op Swartberg in 'n huis wat dien as plaaswinkel en voerskuur en so deurmekaar is soos 'n koerantkantoor in Windhoek. Daar staan boeke en 'n sak houtskool en nog baie ander goed en 'n koffievles op die lesenaar met 'n bakkie Cremora. Glo dit as jy wil. In die plaashuis is dit nog huisliker as met die gekkos teen die mure vir die vliee en die muskiete. As jy hande was, laat drup jy net die kraan. Want die boerman se boor is stikkend en die water is min. Maar hier in sy huis wys Jan Spies jou, skryf hy naweke op 'n oop kolletjie in die hoek van 'n muurkas by die badkamerdeur. Hy loop van kas tot voordeur, kyk die nag in en loop terug en kom skryf 'n reël. Op en af loop hy en dink hy. Kyk op die werf na die sterre deur die teleskoop wat nou in die slaapkamer staan, terwyl die wêreld stiller is as die dood so tussen die melkbosse en die noeniebosse en daardie blou stormbos wat nou begin blom het. Hy is later terug na die wêreld van sy kindertyd. Daaruit kom sy stories. Hy het besef as hy iets te sê had, sal dit moet kom uit die wêreld waar hy groot geword het. Daar waar ek my wortels in die grond het, daar moet ek die watertjie opsuig. Ek het nie ander grond nie en ek het ook nie ander water nie. Jan Spies is nie net 'n storieverteller nie, maar ook 'n digter. Sy gedigte verskyn in 'n bundel Voetvolk, uitgegee deur Tafelberg 1981. Jan het sy debuut op televisie gemaak as mede-aanbieder van Spies en Plessis met Permissie, saam met die skrywer P.G. Du Plessis. Arina de Wit het juis die program, die toonsetting van sy liriek Rietjiesfluit gesing. Jan Spies is in 1996 na 'n ernstige motorongeluk in Windhoek oorlede. Dan staan hier ook geskryf, luister gerus na Arina de Wit se versamelsalbum in 2005, Arina sing Jan Spies, met sy lirieke by die volgende skakellandsaal skakel, wat ek vir julle hier op die skerm sal plaas. En dan is daar natuurlik ook aanhalings uit Leroux, dis nou Andrei, Jan Spies, 'n heel ander mens, en die Burger, 1987, 89 en lyk vir my 2005 aan die knipsel versameling.
En dis alles berig deur A. Diedriks. Kontak daar sy nou, hier is waarvoor NALN staan. Die Nasionale Afrikaanse Letterkunde Museum en Navorsingsentrum. En jy kan hulle kontak by naln@sacr.fs.gov.za. Daar is hy. Nou ja, en dan sien jy nou 'n pragtige foto van ou Jan Spies met een van hy het so 'n ou bruin baadjie met 'n skaapbolletjie aan die binnekant waarvoor hy altyd so bekend was en altyd aangehaat het. Nou ja. Julle daar sien ek daar's nog 'n boek Spies op sy stukke. Jan Spies spieserye en dan Voelvolk onder andere. Nou ja, julle, dit is gaan krap gerus op hierdie blad en vriende van NALN. Het lyk vir my daar is sommer 'n hele klomp interessante skryfseltjies daarso. Daar sê en dan wil ek hom graag eindig met net so 'n ou klein spoegseltjie van 'n Jan Spies se goede. Nou vra ek sommer by voorbaat om verskoning vir die ouens wat dalk gaan sensitief wees vir hierdie volgende enetjie dat ek hom tog nou net kry. Maar ek dink nie Jan Spies. Jy kan nie aan Jan Spies dink as jy nie hierdie volgende stukkie al gehoor het nie of goed ken nie. Nou ja, en dis in die ou dae, maar kom ek vertel gou. Ag, kom ek laat julle 'n bietjie luister en daarmee sluit ek dan sommer af en sê julle moet 'n heerlike Vrydag hê, hoor? Ons nou net gou kyk dat hy net die advertensie, ellendige advertensies nog verbykom. Daar is hy. Ons het hom. Laat ek tog net die ou advertensie verbykry. Dat hy net verbykom. Ons is amper daar. As hy. Ander dag amper omdat ek 'n namaaksel adverteer. Ek sê man, gat in jou moer. Ek adverteer mos nie kremare nie, ek sypie bly goed 'n leeftyd lank nou al. En hy drink en hy sê maar dit proe mos pure plas. Ek sê ja, jou stront, natuurlik proe dit pure plas, maar waarom moet jy 'n man verdomp eers kwaad maak? Ryk 'n lekker smaak die goed. Pure plas sê ek vir jou. Cremora smaak pure plas. Daar sê, be blessed and always be that blessing too. Mooi loop.